Lukas 12 van vers 27. Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid is nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink of wat julle sal ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk van God te gee. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want God het welbehae gehad om julle die koninkryk te gee, vers 32. Vers 33, verkoop julle besittings en gee almoses, maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar die dief en die mot nie gaan verteer nie, want waar julle is, daar sal julle hart ook wees. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand, en julle moet wees soos mense wat op die Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak en saam met hom oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daardie mense wie sy Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle sal hom bedien. Tot sover. Hierdie is fantastiese raad in hierdie verse vir ons. Hulle vertel ons wat moet ons houding wees terwyl ons op die koninkryk wag. Ons moet in geloof wag en ons weet as die tyd reg is, dan sal die Vader vir ons die koninkryk gee. Ons behoort nou al ons rykdom vooruit te stuur. Want die Bybel sê vir ons, daar waar ons hart is, daar sal ons skat ook wees. Ek wil die klem laat val op hierdie woorde. Laat julle heupe omgord wees, julle lampe aan die brand en julle self soos mense wat wag op hulle God. Leef soos mense wat wag op hulle God, as die oproep wat Jesus tot u en my bring vanoggend. Die man wat glo in die spoedige wederkoms van Christus, sal 'n ander uitkyk op die lewe hê. As jy in 'n Afrikaanse Sabbatskoolklas was vanoggend, dan sal jy gehoor het, tot jou huis is anders, jou houding is anderster. Hy het te loop die hoop van sy koms sal besit neem van ons denke, ons spraak, ons houding, veral ons houding teenoor ander mense, ons aktiwiteite, elke ding wat ons doen. Dan sal vir ons gesê kan word soos van die geloofsmanne in Hebreërs 11 vers 13 en 16. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet. En hy het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Vers 16. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Is ons vanoggend soos mense wat wag? Kan ons verby hierdie huidige waarin ons nou lewe sien? Is ons oë op die toekoms gefestig? Waar is ons harte vanoggend? Is hulle op die aarde ingestel of op die hemelse dinge? Daardie hoop van die toekomstige wêreld. Is ons heupe omgord? Brand ons lampe soos hy 5 wyse maagde in die gelykenis wat Jesus vertel het. Leef ons soos mense
wat hulle verlosser verwag. Wat 'n uitdaging om te leef soos mense wat ons verlosser verwag. Gelukkig is die persone wat dit wil aanneem, hierdie belofte, hierdie hoop wat Jesus vir ons gee. Die Bybel sê, wanneer Christus kom, sal ons sekerlik saam met hom bruilof hou. Sien julle uit na daardie bruilof? Ons was hierdie jaar al op 3 troues. Dit is vir ons 'n uitstaande kenmerk, daai bruilof. Ons gaan gewoonlik net op hierdie ouderdom begrafnisse toe. Maar as jy na 3 bruilofte gaan in die jaar, is nog eers in die helfte. En jy kry die konnotasie met die bruilof wat Jesus ons daartoe genooi het. Dit is 'n wonderlike gedagte. Nou wil ek bietjie teruggaan na die eerste koms van Jesus toe. Mense het lank uitgesien na sy koms. Die eerste belofte van sy koms was gegee net na son in die wêreld gekom het. Hierdie belofte is herhaal in die profesie, in die tabernakeldiens. Dit was die sentrale hoop van Israel. Hulle het bely dat hulle op sy koms wag. Hulle het gewag op daardie hoop. Maar toe dit gekom het, was dit net 'n ou klein groepie wat gereed was, wat gewag het met daardie hoop. Hulle het van Jesus geweet, maar het hulle hom geken? Ek kan nou maar so kans vat vanoggend en vra, wie van julle ken vir president Cyril Ramaphosa? Kan ek jou hande sien? Weet julle van hom? Wie weet van hom? Daar gaan die hande nou. En dit is die verskil. Ons moet Jesus ken, maar baie van ons weet net van hom. Ons weet wat is die regte ding om te doen. Nou doen ons dit maar, want almal doen dit. As ons by hierdie groepie wil inpas, dan is dit hoe ons moet lewe. Maar dit werk nie so nie. Maar gelukkig was daar, toe Jesus gekom het, wel 'n ou klein groepie wat gereed was. Kom ons kyk na hulle. Lukas 2 vers 25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom, en hy het die vertrooster van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. So het Simeon die vertrooster van Israel gewag. Dit meen, hy het op die koms van die Messias gewag. Die hoop en verwagting van hierdie Messias het 'n reinigende effek op sy lewe en karakter gehad. Die Bybel sê hy was regverdig en vroom. Die hoop op die tweede advent sal dieselfde ding vir ons doen. Johannes verduidelik dit aan ons in 1 Johannes 3 vers 3. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. Lukas 2 vers 38. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal wat in Jerusalem was, wat die verlossing verwag het. Vers 36. Wys ons dan die persoon waarmee hulle gepraat het, Anna, die profetes. Sy was 84 jaar oud. En sy het haar tyd spandeer in die tempel, met die mense gepraat wat die verlossing verwag het. Is dit nie wonderlik om jou tyd mee besig te hou nie? Sy het vooruit gesien na die koms van die koning. Sy het gegroei in die belofte en haar hele lewe op hierdie hoop gebou. Dit is goed om op te let dat sy nie alleen in haar geloof was nie. Sy het dit gedeel. Sy het ander gesoek wat ook op die koms van die verlosser gewag het. Dan het ons nog 'n persoon, iemand wat ook op die koms van Jesus gewag het. Josef van Arimatea. Hy was 'n baie gesiene man in Jerusalem. Hy het die verlosser verwag. Maar hy het ook die moed in die dag gelê om na Pilatus te gaan na Jesus se kruisiging, om te vra of hy Jesus se liggaam kan kry, want hy het geweet die Sabbat wil aanbreek, Jesus moet begrawe word. Hy moet nie op die kruis hang op Sabbat nie. Josef was 'n suksesvolle besigheidsman in Jerusalem. God het hom suksesvol gemaak. En in 'n uur van krisis het hy ook toe Jesus 'n begrafnis nodig gehad, het Josef uitgesien
nagesien om vir Jesus begrafnis te gee. Hy het self sy eie persoonlike graf afgestaan vir Jesus. En weet julle wat, hierdie man was 'n lid van die Sanhedrin. Ons skryf altyd die Sanhedrin sommer so af oor hulle soveel moeilikheid gemaak het. Maar dit lyk of die meerderheid van die belydelike Christene nie gereed was op hulle God nie. Die skrifgeleerdes, die priesters, die fariseërs het hom verwerp. Hulle het gesê, ons wil nie hierdie man hê oor ons te regeer nie. Vir hulle het hy te gou gekom. Hulle was nie soos manne wat op God gewag het nie. Nou baie keer het ons heel 'n verkeerde konsep van tyd. Jesus kom te gou vir ons. Ons wil nog dit doen, ons wil nog dat doen. Daar was skaars 'n handvol mense wat gereed was toe Jesus gekom het. Die meerderheid was nie gereed nie. Hoeveel mense was op Noag se ark? 8. Noag het 120 jaar geëvangeliseer en hy boot gebou. En daar was net 8 wat gereed was. Net 'n paar het Jesus aangeneem, maar die skare het hom verwerp. Dit was nie omdat hulle nie geweet het nie. Dit was omdat hulle nie wou weet nie. Die koms van die Messias was die hoop van Israel. Die probleem was net dat vir hulle die hele lewe gehoor het en het gewoond geraak daaraan. Raak ons gewoond aan wat ons glo. Dink bietjie mooi. Ons is so opgewonde wanneer ons hierdie waarheid ontdek. Dan is dit vir ons kosbaar. Ons kan nie ophou om ander mense te vertel nie. Maar dan raak ons gewoond daaraan. As enige iemand in Jerusalem gestop het en gevra het, glo in die koms van Jesus, sou hy definitief 'n positiewe antwoord gekry het. Almal het daarvan geweet, maar net 'n handvol was gereed. Jesus gaan binnekort weer kom. Is u en ek gereed vir wanneer Jesus kom? Alles wat ek nou van gepraat het, was net geskiedenis. Dit het ongeveer 2000 jaar terug gebeur. Maar daar is iets wat dit vir ons 'n les inhou vir my en vir u. Hierdie feite behoort ons te motiveer om ons lampe in die brande te hê, ons heupe te omgord. Luister wat sê Esegiel 7 vers 6. 'n einde kom, die einde kom. Dit word wakker teen jou. Dit kom. Verskriklike dinge vind vandag al plaas. Wie van julle het die nuus gekyk op die TV of geluister oor die radio? Maar die probleem is ons raak so gewoond daaraan. Dis nie meer vir ons snaaks nie. Ek het vanoggend vir mense vertel dat dit is 'n redelike inding nou vir die skelms om kerke te kom berowe. Hulle het nou in die laaste 4 maande 3 kerke in die Oos-Kaap en Port Elizabeth net ingestap die oggend met balaklavas, 4 wapens, gee my jou kar se sleutel, jou selfoon oor. Daai oorbelle is pragtig, laat dit kom, daai ringe, laat dit kom. In Port Elizabeth het self die predikant gijslaar gevat. Kan jy dit dink, ons sit hout gerus en daai goed gaan om ons heen, ag dit is nog net 'n kerk. Ons het nou mense gesien, dink was woensdagmiddag, wat op Riversdal se NC Kerk was meer as 'n maand terug, net so bietjie meer as 'n maand terug, die teiken van 'n groep rowers. Gelukkig het een van die rowers se vrouens by die een dame gewerk wat in die kerk was. Toe sê sy, hoorie, my man hulle gaan julle kerk Sondag kom roof. En hulle het die polisie vertel en die polisie was gereed en die 4 skelms gevang voordat die kerk beroof het. Maar ons raak gewoond aan hierdie dinge. Dis nie meer vir ons snaaks nie. Ek het nou wat ek dink donderdag gesit en die nuus geluister en daar was, ek dink was 17 moorde wat oor die nuus gesê van mense wat daai dag vermoor is. Baie van hulle was politieke moorde. Maar ons raak gewoon aan, dit is meer snaaks nie. As die moord in ons straat is, dan gee ons bietjie aandag, maar aan die ander kant van die blok is dan so right.
Het verskriklike dinge vind vandag plaas. Die woorde van Jesegiel is werklik waar vandag. Maar ons is gewoond daaraan. Hierdie alarm, hierdie sirenes pla ons nie eens meer nie. Was een van julle, die meeste mans dalk al in die weermag, in die army, oom Basil, waar jy 'n klok het wat jou wakker maak. Die eerste oggend dink jy is die oordeelsdag. Ek was in die gevangenis en daar het 'n sirene jou wakker gemaak. Ek was in die kant waar jy met 'n getuigskrif kom, hoor, nie met 'n lasbrief nie. En daai sirene maak jou wakker. Jy skrik jou ijskoud. En jy vlieg op en jy's gedisoriënteer en jy trek jou klere aan. Maar na 'n week dan is dit nie meer so erg nie, dan skree jy nog so bietjie, dan staan jy op. En weer na 3 maande, dan het jy jou timing presies reg. Daai sirene kan skree, dan kan jy nog lê en dan kan jy gou die ketel aansit vir 'n koffie, 'n ketel wat jy nie mag hê in die kamer nie. En dan is jy nog betyds vir ontbyt. Maar daarna, na 3 maande moet jou kamermaat jou wakker maak, sê Dolf, gaan jy ontbyt eet? Dis tyd vir ontbyt. Dan is jy net so vinnig en jy's daar vir ontbyt. Soos ons baie keer betyds vir kerk, maar ons verslaap die meeste van die ander kere. Wanneer ons gereed moet maak, wanneer ons moet opstaan. As Sevendag Adventiste is dit hier waar ons probleem lê. Die einde kom, die tyd van die einde. Maar ons is gewoond aan die tekens van die einde. Ons sien hierdie fantastiese boodskap om ons is baie gelukkig in ons kerk. Maar die tekens van die einde maak ons nie meer opgewonde nie. Ons beklei oor wie is die koning in die noorde en wie is die koning in die suide. Ons naam, Sewende Dag Adventiste, sê, ons hou die 7de dag, en die stukkie Adventus beteken ons wag op die wederkoms. So die meeste Christene is Adventiste, want ze wag op die wederkoms, dat Jesus hulle kom haal. Ons het nie daai stukkie van die 7de dag by. Waar is ons toewyding? Die Engelse woord wat ek gekry het vir toewyding om Basil is commitment. En ek hou nogal van daai woord van commitment. Daar was 'n televisieonderhoud met daai tennisspeler Martina Matrilova. Sy was baie goed. Ja, maar ouma Basil is so oud, hy ken daai mense, die jonger mense ken nie meer vir haar nie. Maar hulle het haar gevra in daai onderhoud, waar kry jy jou motivering? Want jy eet, slaap, drink, tennis. Toe sê sy vir hulle, in my ontbyt, in my breakfast, kry sy haar motivering. Sy sê, julle verstaan dit nie, help my. Sy sê, ek eet spek en eiers elke dag, bacon en eggs. Nou verstaan ons nog minder, hoekom jou ontbyt by jou toewyding, by jou commitment uit. Sy kyk na daai bord, en dan sien sy eiers, en dan weet sy die hoender was betrokke by haar ontbyt. Dan kyk sy na daai stomme stuk vark, en hy is committed gewees in haar ontbyt. Daar's nie omdraai kans nie. Is ek en u committed, of is ons net betrokke by die kerk, by ons geestelike lewe? Is ons nog groot aan die ander kant, of is ons committed teenoor Jesus, ons verlosser? Kan ons slaap, terwyl hy sirene skree, die klok 50 keer slaan? Of is ons heupe omgord, brand ons lampe helderder? Lyk ons soos mense op straat wat net so doelloos loop? Het jy al gesien mense op 'n stasie as daar 'n trein inkom en kyk hulle? Mense wat wag vir 'n vliegtuig se mense om in te kom. Hulle is vol afwagting. Mense ontstaan op 'n groot vooraand van 'n groot reeks gebeurtenisse. Profeseë word vervul. Snaakse dinge word in die rekordboeke van die hemel opgeskryf. Alles in hierdie wêreld is in afwagting. Daar is oorlog, gerugte van oorlog. As ons luister tussen Israel en al hierdie plekke van hierdie mense wat so beklei,
Dit plaas nie meer regtig nie, die bomme val en haal die hommelte uit die lug uit. Maar ag wat, ons is besig met ander goed. Die Bybel het gesê, daar's gaan oorloë wees, gerugte van oorloë. Die een nasie gaan opstaan teen die ander een. Ons is so gewoond om te sien hoe die lyk op die TV lê. Dat dit maak nie eers meer 'n verskil en ons sê dit roer ons nie. Lees bietjie vanmiddag by die huis, Matteus 24 vers 1 tot 13. Dan gaan jy sien alles wat in en om ons aangaan is daar voorspel in Matteus 24. Die dinge verander om die dag van die Here nader te bring, soos voorspel is. Daar is nog net 'n oomblik tyd in die wêreldse geskiedenis voor Jesus ons verlosser gaan kom. Ons word gewoond aan die profeseë wat vervul word rondom ons. Ons lê totdat hy klok klaar gelei het. Die Sondagwette moet mos eers ingestel word. So ons is nou nog alright, maar as hy Sondagwette inkom, dan gaan ons lewe regmaak. Mense, dan is dit te laat. Jy moet 'n fondasie hê wat jy opbou. Ons moet ons heupe omgord. Ons moet daai lampe kry wat helder brand. Weet julle, ander mense gaan ons voor in dinge wat ons behoort te doen. Nou so 2 weke terug het iemand na ons huis toe gekom, hy wil een of ander item gekoop het. En sy vrou sit in die motor, was al donker. Toe vra hy, maar kan hy hierdie ding vir sy vrou wys? Liggelowige gaan ek saam, want dit is my item, het nog nie betaal nie. En ek hou die lig, en ek sien op sy kar se paneelbord lê daar 'n Bybel. En ek besef, die man moet 'n Christen wees. En toe ek in die huis instap, hy's rou Engels, toe sê ek van ek bring gou daai groot stryd wat daar op die rak lê. En toe ek het gewag tot hy my klaar betaal, hoor. Toe haal ek die groot stryd uit en sê vir my, ek het jou Bybel gesien, ek vermoed jy's 'n Christen, ek wil graag hê jy moet hierdie boek lees. En hy vat daai boek en hy maak hom oop. En hy sê klippad, E.G. White. Oh boy. Nou gaan ek moet verduidelik, wie is Ellen White wat? Hy sê, weet jy hoe lank soek ek al na hierdie boek? In ons kerk sê hulle vir ons, Ellen White is 'n profeet. Ons moet haar boek in die hande kry en dit lees. Ek het koud geword. Hy sê, weet jy hoe lank soek ek na hierdie boek? Hy sê, in sy kar se deur is dit die patriarge en profete wat hy besig is om te lees. Hy het al wonderlike seëninge gekry met hierdie boeke wat hy lees. Deel ons dit uit, of lê dit in die kas in mif. Goeie kos vir die silwermotte daar in die kas. Anders siele smag na dit. Ons moet die mense vertel van die hoop wat in ons is. Ons ken die profesie van kennis wat vermeerder. Ons sien die opkoms in die ooste, die herlewing in die heidense lande. Nie lang gelede nie, het daar nog mense ontken dat God eendag die wêreld met vuur sal laat vergaan. Vandag is ons bang dat die mense dit self sal doen. Kan nie dink aan al hierdie atoombomme, goed wat daar is. As daar net een idioot kom en hy druk verkeerde knoppie, dan is ons weg. Toe die eerste Russiese ruimteskip om die aarde gewens het, was daar 'n groot, ek dink jy noem dit 'n popsanger of 'n rockband, Little Richard. Want hy het Good Golly Miss Molly gesing. Dit was 'n groot hit gewees vir hom. Hy het 'n 7de dag Adventis groot geword. En terwyl hy skare daar in Australië, Melbourne, in 'n openligteater was, toe kom daar 'n ruimteskip oor daai teater en almal word stil. En hy kyk op na dit. En dit was vir hom 'n skrikwekkende gevoel, want hy het geweet van kennis wat vermeerder, die tekens van die einde. En hy was verskrik. Toe hy noordwaarts gereis het dan sy volgende afspraak, het die herinnering aan die profesie vir hom, die kennis wat van gaan vermeerder, in sy kop gemaal. Toe hy die Hunter-rivier oorkruis het, toe was dit te veel vir Little Richard, en hy sê, ek staak my loopbaan. Ek gaan terug na my tuisdorp toe. Ek gaan my lewe spandeer om mense te vertel van Jesus wat gaan kom. Toe hy gedink het,
aan wat dit hom finansiëel gaan kos. Dis toe wat hy sy ringe en goed afhaal en gooi dit in die rivier. Dit hou nie meer vir hom waarde nie. Dis 'n groot besluit wat hy geneem het. Maar sal ek so besluit kan neem vandag? As ons dit met erns neem, met diepte, dan sal Jesus ons uitdra tot die eind. Little Richard het nie lank gehou nie, tot hy koud geword. Daar was nou die dag 'n artikel in die koerant. 6 maniere hoe die wêreld kan eindig. Dan gaan hy aan met 'n groep gissings oor hoe die wêreld kan eindig. Ons as Adventiste behoort die mees optimistiese mense te wees. Omdat ons weet wat die Bybel sê. Hoe gaan die wederkoms wees? Wat is die tekens van die wederkoms? Jesus kom ons haal. Almal wat gehaal wil word, kom Jesus haal. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ek wil nou weer met julle Bybel Johannes 3 na toe blaai. Johannes 3 gaan ons van vers 14 tot 16 lees. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daai woordjie kan is baie betekenisvol, want as ons dit nie kies nie, dan is dit nie joune nie. Dis regtig iets wat aan jou kan behoort, wat jy kan vat, jou eie maak. Glo jy in God, of weet jy net van hom? Is jy betrokke by Jesus, of is jy committed aan Jesus? In die hart weet jy presies vanoggend waar jy staan. Ek gaan nie emosionele oproep maak vanoggend nie. Julle kan maar ontspan. Maar ek wil vir u vra, in u hart, weet u waar u geestelik staan? Ek wil hê julle moet vanoggend julle betrokkenheid verander in jou hart na 'n commitment. Dis 'n geheel en alle commitment wat jy gee. Dink in jou hart, dis jou besluit. Dan wil ek hê, julle moet saam met my sê, ek gee alles oor. Aan Jesus my dierbare heiland, gee ek alles oor. Maak die besluit vanoggend. Dis van kritiese belang. Amen. Hemelse Vader, ons almal sien uit na u koms. Ons almal wil eendag in die koninkryk wees. Heer, maar partykeer is ons laks om ons besluite te maak, om ons commitment te gee. Ek wil bid vir elke een wat hierdie besluit geneem het vanoggend om weer homself toe te wy aan u. Deur u genade en krag wat u vir ons sal gee, dat ons sal staan in hierdie stryd. Die wat nog hunker vanoggend waar hulle is, wat hulle wil doen, vra dat die Heilige Gees met hulle harte sal werk. Dat ons as jy kom op die wolke, soos 'n kerk hier sit vanoggend, gereed sal wees om saam te gaan. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.